Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Vader wat in die hemel is, dankie dat U 'n kragtige, liefdevolle, genadige God is. Here, U is kragtig want die dood kan U nie oorwin nie. Dankie dat ons as gelowiges vanoggend kan saam reg oor die wêreld U naam loof en prys, want U is 'n Here wat die dood oorwin het. Die graf is leeg. Dankie dat ons as gelowiges ook kan saamkom en weet U is 'n soekende, openbarende God. U ontmoet ons vandag hier waar ook al ons is en ons weet dieselfde krag wat U die dood mee oorwin het, is ook aan die werk in ons lewe. Ons weet ook U is 'n soekende God en U het ons gevind. En ons wat hier is vandag om te hoor wat U deur U woord op ons harte wil skryf, weet ons, U het 'n ontmoeting met ons. Dankie daarvoor. Vra dit in U naam alleen. Amen. Niemand het dit sien kom nie. Nie die vroue wat vroegoggend na die graf toe gegaan het met speserye nie. Nie die disippels nie, want hulle kruip weg agter geslote deure. Nie eers die groot skare mense wat Jesus gevolg het vanuit Galilea wat sy wonderwerke en sy prediking gesien het en hom begin volg het nie. Die graf is leeg. Die opstanding van Jesus, dit is nie net 'n wonderwerk nie, maar dit was ook as te ware 'n ontploffing van die ondenkbare. 'n Hemelse verrassing wat die wêreld totaal en al omkant gevang het, maar ook die wêreld totaal en al verander het. Die vroue wat die eerste by die graf is, verwag stilte. Hulle verwag dood, hulle verwag 'n klip voor die graf. Maar ek lees in Markus 16 vers 6 in die Nuwe Testament, toe hulle by die graf aankom, is daar iemand in die graf. En hierdie persoon of hierdie engel sê vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet, julle soek Jesus van Nasaret, wat hulle aan die kruis doodgemaak het. Julle soek verniet hier in die graf na hom. Hy is nie meer hier nie, hy is uit die dood opgewek. Dan lees ons van hierdie vroue, die eerste ooggetuies van die leë graf, se reaksie in Markus 6 vers 8. Die vroue is toe vinnig uit die graf uit en het bang weghardloop. Hulle het gebewe van verbasing en angs, net vir niemand vertel wat gebeur het nie. Hulle was eenvoudig net te bang om dit te doen. Dis die ervaring, die belewenis, die emosies wat ons kry met die opstanding Sondag met die eerste getuies. Daar's nie vreugde van 'n leë graf nie, daar's nie lofliedere wat gesing word nie, maar die vrese, die ekstase, die gebewery is wat ons beleef en wat die vroue beleef as hulle na die leë graf kyk. Die letterlike vertaling sê dat hulle bewe. Hulle is oorweldig met al hierdie verwarring, hulle weet nie wat om te doen nie meer nie. En hulle hardloop weg met vrees. Dis hoe hulle die opstanding beleef. Nie met heilige vreugde nie, maar met 'n heilige skok. 'n Realiteit wat hulle eers bietjie later kon verwerk. Nou ek wil graag vanoggend stil staan en vanuit Paulus se oogpunt na hierdie opstanding kyk. Spesifiek Filippense 2 en 3. Ons het met die intog in Jesus se intog in Jerusalem verlede Sondag, jy stil gestaan by Filippense 2 vers 5 tot 7, die loflied wat hy sing. Maar ek wil, as ons na Filippense 2 en 3 kyk, interessant genoeg, dieselfde woorde as wat Markus 6 vers 8 gebruik van, hulle het gebewe, hulle is gevul met vrees, dieselfde woorde gebruik Paulus in Filippense 2 vers 12, as hy met die gelowiges praat in die gemeente, wat hy dan dit koppel aan hulle lewenstyl. Ek lees Filippense 2 vers 12 in die Nuwe Testament. Werk julle verlossing uit met vrees en bewing. Dis dieselfde woorde van om te bewe, julle verlossing uit te lewe met 'n bewery, met vrees. En ek wil so ver gaan om hierdie twee tekste aan mekaar te koppel, want Paulus kyk vanuit sy verwysingsraamwerk na die kruisiging, na die opstanding. En in Paulus sy hele teologie is gegrond in hierdie verstaan van die kruisiging, die feit dat Jesus vir my en jou homself doodgeloop het aan die kruis. Dat hy begrawe is, dat die
kruis kaal is, maar ook so is die graf leeg. Dat die krag van die Here het gemaak dat die Here Jesus Christus, die krag van God, die opwekkingskrag van God, het gewerk. En ons kan saam getuig dat die graf ook leeg is. En dis hierdie fondasie, hoekom die Paasgebeure vir ons as gelowiges so sentraal staan, want daai selfde krag is aan die werk in ons. Ons het 'n paar weke terug gesels van Markus 8, wat Jesus hulle sê, maar as jy my wil volg, as jy my disipel wil wees, moet jy jou kruis optel, jouself verloon en daagliks agter my aanloop. Paulus gebruik daai selfde beeld in Kolossense, Efesiërs, Galasiërs, dat ons onsself ook moet doodloop aan 'n kruis, dat ons onsself moet kruisig. Ook so word ons as sondaars, as sondige mense, ons sondige natuur begrawe, maar dieselfde krag van God wat in Jesus werk, wat Jesus is, wat Jesus uit dood uit opwek, is aan die werk in my en jou lewe. Dat ons ook kan uit die dood uit opgewek word om 'n nuwe mens te word, om 'n nuwe identiteit te hê. Ons identiteit, ons label is nie meer dat ons 'n sondaar is nie, maar dat ons nou vrygespreek is. Natuurlik, ons gaan nog struikel, ons is menslik en ons doen nog sonde. Maar die Here kyk na ons en hy weet, sien, ons is nou sy kinders. Ons het 'n nuwe identiteit. En dit is hierdie beeld, hierdie konsep wat Paulus verduidelik en wat hy vir die gemeente in Filippi kommunikeer. Dis asof hy vir hulle sê, hierdie selfde emosies wat die vroue by die graf beleef het van vrees en van angs en dat hulle weghardloop, hulle het hierdie heilige skok, want die Here leef en die graf is leeg. Ek en jy moet ook daai heilige skok leef in ons lewe. Dit moet deel raak van ons lewenstyl. Eugene Peterson, wat The Message vertaal het, vertaal hierdie selfde Filippense 2 vers 12 vir my so mooi. Be energetic in your life of salvation, reverent and sensitive before God. Wees energiek in ons lewe, hierdie lewe wat ons het, wat 'n nuwe lewe het, wat 'n ewige lewe het, wat ons verlossing beleef en ervaar het, in heiligheid, in sensitiwiteit voor die Here. Soos of Paulus vir ons sê, leef bewend, energiek vorentoe, met onsag en heiligheid, maar met die wete dat ons vrygespreek is, dat ons verlos is, en hierdie opstanding van die Here Jesus Christus is vir ons daai bewys. So hoe lyk so opstandingslewe? Hoe lyk 'n lewe wat ons bewend, energiek, met onsag en eerbied leef, omdat ons vrygespreek is? Paulus help ons daarmee. Ek gaan net weer aanhaal Filippense 2 vers 5 tot 7 in die Nuwe Testament wat ons verlede Sondag juis gedoen het. Vir Paulus is hierdie voorbeeld die lewe van Jesus Christus. Hy lees vanaf vers 5. Julle moet dieselfde dink en ook op dieselfde manier leef as Christus Jesus. Hy is volkome God in sy wese en voorkoms, maar hy het gekies om nie vas te klou aan hierdie status en eer wat hy met God gedeel het nie. Daarom het hy homself leeg gemaak van al sy goddelike eer. Toe het hy die voorkoms en leefwyse van 'n slaaf vir homself uitgesoek. Hy het net soos ander mense gelyk. Terwyl hy in hierdie menslike voorkoms was, het hy homself verder verneder deur nog onbelangriker te word. Hy was tot in die dood gehoorsaam aan God, die dood daar aan die kruis. Ons lees dan verder in vers 9. Daarom het God hom ook die grootste eer ooit aan hom bewys. Hy het hom die heel belangrikste naam en posisie gegee, wat belangriker is as enige ander naam of posisie. So die roete van Jesus is dat hy die goddelike eer gehad het, hy het die kroon en op die troon gesit en 'n kroon gedra, koningsklere aangehad. En ons het gesien met Jesus intog, is dit presies sy lewenstyl, sy optrede, sy wese wys vir ons, hoe hy homself leeg gemaak het. Dit is my so mooi beeld dat ons vandag op Opstanding Sondag fees vier oor 'n leë graf. Maar ook dit is slegs moontlik omdat Jesus homself leeg gemaak het van sy eer en sy status. Dat hy homself tot die grond toe, tot die dood toe verneder het deur slaweklere aan te trek, hy voorskot aan te trek, deur sy kruis te dra en homself dood te loop aan die kruis.
maar die krag van God het in hom gewerk, het hom uit die doodheid opgewek, en hy sit nou aan die regterhand van God. Die hemel is vol. So hierdie leë graf wat ons vandag vier, is ook te danke aan Jesus wat homself leeg gemaak het. En laat ons hierdie roete moet loop van, om nie 'n kroon te soek nie, maar om 'n kruis te dra. Nie om koningsklere aan te trek nie, maar om die klere van 'n dienaar aan te trek. Om slaweklere aan te trek, om 'n voorskoot aan te trek. En dan gebruik Paulus hierdie as 'n voorbeeld, en dan lees ons in hoofstuk 2 vers 12 van Filippense. Maar dit is hierdie selfde krag wat in God, wat die doodheid opgewek het, is ook wat in ons werk, en ons met hierdie verlossing wat ons gekry het as gevolg van die Paasgebeure, moet ons ook leef vol energie, hierdie opstandingskrag van die Here. Paulus sê dit bietjie verder, Filippense 3 vers 4 tot 10, waar ek spesifiek vers 10 vir ons lees vanuit die Nuwe Testament. My enigste doel in die lewe is om Christus te ken. Ek wil daardie krag ken en beleef waarmee hy uit die dood opgestaan het. Ek wil deel hê aan al sy lyding en swaar kry. Ek wil hom al die pad navolg tot in sy dood en saam met hom sterf. Dis 'n getuienis, dis 'n getuienis, dis 'n openbaring wat Paulus hier vir ons deel. En as ons met opstandingsbril kyk en die Paasfeesbril kyk na hierdie verhaal of hierdie gedeelte van Paulus, dan vir ons, wat beteken dit? Wat beteken die leë graf? Wat beteken die feit dat dieselfde krag wat Jesus uit dood het opgewek het, die krag van God, God se opstandingskrag, is aan die werk in ons lewe. Dat ons saam met Paulus kan getuig en bely en vra, ons enigste vraag, ons enigste hoop in die lewe, soektog is om dieselfde krag te beleef, te ken en te beleef, waarmee Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dieselfde krag wat kan maak dat die graf leeg is. Dieselfde krag wat gemaak het dat die kruis ook kaal is. En ons kyk al klaar 'n bietjie vorentoe na Hemelvaart en Pinkster om te sê, dieselfde Gees van God wat in die werk is in die lewe, is ook in die werk in my en jou lewe. Gedeponeer in ons lewe dat God se Heilige Gees, God se krag is ook gedeponeer in ons lewe. Is ook aan die werk in ons lewe. Maar die goeie nuus van Opstanding Sondag is dat die krag van God is al reeds aan die werk in my en jou lewe. Dieselfde krag wat God uit die doodheid op laat staan het, is aan die werk in my en jou lewe. En dat ons saam met Paulus kan getuig en fees vier om te sê, ons ken daai krag. Ons kan beleef en ervaar, want ons het 'n ewige lewe. Ons het die verlossing, wat hierdie krag van die kruis en die krag van 'n leë graf vir my en jou gee, dat ek en jy ook 'n ewige lewe het. Die feit dat ons ook eendag sterf, ja, en ons liggaam gaan ingee. Maar dit beteken nie ons ewige lewe, ons verlossing is iets wat ons eendag gaan kry nie. Dalk in volkleed, dalk volledig. Ja, maar vandag waar jy is hierdie selfde krag, hierdie opstandingskrag van God in jou lewe in die werk. Het jy alreeds toegang, geleentheid om te sê, ek is vrygespreek, ek is verlos, ek ken die krag, opstandingskrag van die Here, en sy lewe en sy krag is aan die werk in my en jou lewe. So lyk die roete vir ons as Christene. Nou ek wil so ver gaan om te sê, ons moet vorentoe bewe. Ons moet vorentoe energiek aan die beweeg wees. So wat doen ons met 'n leë graf? Kan ons net soos die dames met vrees en angs bewend vorentoe hardloop en sê ons weet nie wat om hiermee te maak nie? Laat my dadelik dink aan ons dogtertjie wat nou op haar stadium is, waar sy begin loop en sy probeer haar emosies reguleer. En sy is vir my hierdie voorbeeld van, sy begin so energiek bewe. En dan weet ons, dit is soms van vreugde, dit is soms van frustrasie. En hoe bewe ons as ons kyk na die leë graf? Is soos die vrouens wat bewe van, wat maak ons nie, dis vrees en angs en ons hardloop weg. Of is ons Paulus, wat kan sê ons is bewend met vreugde, met lofliedere gevul, om saam te jubel en te prys, dat die graf ook leeg is. Soos 'n leë graf, dis dood, dis stil, daar's nie lewe nie, dis leeg.
maar waar die Here opdaag, waar die krag van God is daar van dood, van leeg, lewe, energie, beweging. Soos enigiets in die lewe, waar daar lewe is daar beweging, is daar energie, is daar gebewe. Soos wat jy dalk musiek ken en 'n goeie musiekinstrument kan speel, die vibrasies van 'n snaar dit moet begin met energie, met beweging, om te bewe. Dan word die snaar gevibreer op 'n spesifieke frekwensie wat dan 'n lied, loflied, 'n musiek, die mooiste note speel. Mag die opstandingskrag van die Here vandag in jou lewe 'n lied speel, energiek, met die regte frekwensies bewe, sodat ons 'n loflied kan sing dat die Here leef. Die kruis is kaal, die graf is leeg, ons verlosser leef. Maar daai krag van God is aan die werk in jou lewe, in my lewe, waar ook al jy is. Mag daai selfde krag ook ons lewe 'n loflied laat sing, vol energie, vol beweging, vol heiligheid, vol onsag. Mag ons die opstanding leef. Mag ons nie net na die leë graf kyk en verwonder daarna kyk nie, maar mag ons daai verwondering internaliseer. Mag ons die lewe leef van die opstanding. Mag ons, soos Paulus sê, mag jy energiek of mag ons energiek leef, omdat die krag van die opstanding reeds in ons werk. Mag ons nie terugstaan in angs nie, maar mag ons vorentoe beweeg, leef in verwondering, in verlossing, en dat ons vrygespreek is. Mag ons lewe getuies wees van 'n leë graf en 'n vol hemel. Afsluit, mag ons saam vandag getuig wat Paulus sê, ek wil Christus ken en die krag van sy opstanding ondervind. Kom ek bid saam. Here, dankie dat ons kan saam getuig dat U goed is, dat U so sterk en so kragtig is dat die dood nie U kan oorwin nie. Dat U wat daar is, waar daar dood was in die graf, ons verlosser is gekruisig, is begrawe, maar waar U opdaag, is daar van dood na lewe toe, is daar energie, is daar beweging. U is 'n kragtige God. En Here, dankie dat ons as verlossers, as vrygespreek is, as Christene kan saam glo en getuig dat die graf leeg is, dat ons verlosser leef. Soos ons dit hardop getuig vandag, mag ons weet dat daai selfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is aan die werk in ons lewe. En dat ons elke dag ook die opstanding kan leef om 'n loflied te sing, of dat U met ons lewe 'n loflied laat leef. 'n Loflied wat U naam hoog maak, 'n loflied wat U naam loof en prys, 'n loflied wat die wêreld 'n beter plek maak, laat U koninkryk in volkleur gesigbaar gemaak kan word deur ons lewe. Here, ons verdien dit nie, maar ons val op ons knieë neer en sê dankie. Dankie dat U aan ons gedink het, dankie dat U elke dag aan ons dink, dankie dat U ons vind, dankie dat U ons gesoek het, dankie dat U ons ook vryspreek, en dankie dat U ons ook in ewige lewe gee. Here, ons vra dit natuurlik in U groot en heilige naam alleen. In naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.